Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgens koerantbesprekings en Andries Cornelissen sluit volgens ons aan om te gesels oor die jongste plaaslike en internasionale stories. Goeiemôre Andries. Môre Jennifer en so aan. Andries, voordat ons by ons stories kom vanoggend, dit is jeugdag. So ons het 'n paar van die jeug ook nou twee, ek sou nou sê nuus stories of nuusvrae gevra. En nou wil ek weet of jy dink hulle gaan dit reg kry. So die eerste vraag was aan Zaan, sy's 9. En ons het vir Zaan gevra, wie is Donald Trump? Dink jy sy gaan weet wie's Donald Trump? Sy gaan weet, ja. Okay, goed. Kom ons kyk of Zaan weet wie's Donald Trump. Ons kyk. Zaan, wie is Donald Trump? Die president van Amerika. Dit was so nou natuurlik. Ons tweede vraag was aan die 12-jarige Eywa en ons het vir haar gevra, wat is back and close hier? Dink jy sy gaan dit weet? Nee. Nee, okay. Dink ook kom ons so nie. kyk. Ivy, sê vir mamma, wat is back and claw seer? Back and close sheer. Back and claw seer. O, die intensiewe vorm van seer. Die intensiewe vorme van seer. So jy kry seer, seerder, back and close seer. Dis briljant. Ja, dis baie slim. Dit is baie slim. kreatief. Dis oulik. Andries, jy het dit gekol, hoor jy reg. Jy twee gehad, baie goed. Andries, wat jy dalk nie gaan kan regmaak nie, is die konflik tussen Israel en Iran. Ja, niemand kan dit regmaak nie. Ek sien Donald Trump sê binne weke. O, is dit? Ja, ek weet nie, binne weke sou hy die Gaza-oorlog ook opgelos het. Maar O. ja, so die aanval, ons is nou op die 4de dag van die aanvalle. Ek dink wat analiste ook verras is, hulle is redelik verras oor hoe vinnig Iran hulle self kon hergroepeer. En nou is dit weer sy se aanvalle. Jy weet, Israel is getref, onder andere het hulle olieraffinaderry getref en die kragnetwerk is ook beskadig in Israel. So, jy weet, Iran het gereageer en die aanvalle natuurlik van Israel op Iran ook. Hulle sê dit gaan nog weke duur, nie dae nie. En selfs Donald Trump het genoem dat die moontlikheid bestaan dat Amerika kan betrokke raak hierby. Hy sê ook hulle het van alles geweet. En vanoggend is daar berigte wat interessant is dat Israel het hom ingelig dat hulle teiken vir die Ayatollah, Ali Khamenei. Ja. En wat hy gesê het, jy weet, hulle het nog nie Amerikaners doodgemaak nie, so kom ons hou net 'n bietjie terug. Wat daardie tipe van leiers aanbetref. Kyk, militêre leiers is weet, hulle is altyd teikens. Jy weet, so Israel het heel wat van die militêre leiers verwyder, as jy dit so kan noem, permanent uit die gemeenskap, in die aanvalle op Iran. En ja, kom ons kyk wat gaan gebeur. Die probleem is wat ons gaan die prys betaal. Die oliepryse is reeds bo. Ek dink hy's hier by die $75 al Brent olie. So ons gaan die prys betaal vir die konflik. En dit hang net af hoe lank dit gaan aanhou. Hoe groot daardie prys gaan wees wat die res van die wêreld betaal vir die konflik. Ek sien die Verenigde Koninkryk het ook hulle vegvliegtuie geskuif en Keir Starmer het gesê hulle sluit nog nie uit dat hulle Israel sal verdedig nie. So dis interessant ook om te sien waar Wie almal skaar staan en hulle hulle by mekaar wie? groepeer Ja. ook. Ja, die ding is, die probleem is, sodra ander partye betrokke raak, dan raak dit nou iets anders. Ja. Weet, nou is dit Israel en Iran. En Iran het van die begin af gesê, hulle weet, Israel sal nie hierdie doen sonder dat hulle die groen lig amper kry van Amerika nie. So hulle was reg in daardie opsig. Maar mense vlug uit teë Iran uit. Ja, so mense weet nie, jy weet, daar was nou al mense wat gesterf het aan beide kante wat niks met weermag of soldate te doen het nie. Dit is burgerlik is, soos wat dit maar altyd gebeur. En ja, die ding is wat wel interessant is dat Iran het die vermoë om hulle missiele deur Israel se verdediging te kry. So dit is 'n interessante ding wat mense ook hier sien. Ja, sal dit maar dophou. Dan goeie nuus is dat die tweede groep soldate veilig uit die DRK is en elkeen gaan 'n medalje kry. Elkeen gaan 'n medalje kry, dit is die plan. Ons het gesien verlede week was die een groep en hulle hulle is met groot fanfare Bloemfontein toe om hulle te ontvang, die eerste groep, minister Angie Motshega, en toe kan hulle nie daar toe staan met logistieke probleme en is 'n groter vliegtuig en hulle het nie trappies vir die vliegtuig in Bloemfontein nie. En ja, toe met hulle Waterkloof toe en die tweede groep het dan nou direk Waterkloof toe gegaan. En dan moet hulle nou geskei word Bloemfontein toe. Dit vat 3 dae om hulle te demobiliseer, is die woord wat gebruik word. Weet dis nou basies daar hulle doen mediese toetse en ek dink daar is sielkundiges en al sulke goed ook betrokke en dan gaan hulle vir 2 maande huis toe vir 'n bietjie vakansie en om met die familie te herenig en dan
Moet hulle weer gaan werk? Maar dan wil ons praat van 'n parade en dan gaan hulle dalk elkeen gaan 'n medalje ook ontvang. Nou daar's nog wat moet terugkom. Ons praat in hierdie stadium is daar omtrent 500 van hulle wat terug is. En daar's veronderstel om nog 'n groep dink ek vandag aan te kom by Waterkloof. Dink jy die medalje is om die regering se moontlike foute wat hulle gemaak het hiermee toe te smeer of dink jy dit is verdienswaardig? Nee, ek dink jy weet as jy jou land in die buiteland gaan bedien het, jy weet dan behoort jy weet beloon te word daarvoor. Hulle word hulle salaris betaal en al daai tipe van goed. Maar ek dink in hierdie geval is dit ek dink die omstandighede waar hierdie mense is en soos wat jy sê die behandeling wat hulle gekry het eintlik van ons eie weermag ook. En dis nie net ons eie weermag nie, hulle was daar vir SADC. Ja. Jy weet so jy weet die ding dat jy nou gestrand is ergens en SADC sukkel om 'n vliegtuig, weet dis daai tipe van goed wat mense omkrap. En waar jy vra oor mense se vermoëns en weet logistiek en sulke goed. Jy weet, jy het nou tot op die laaste nippertjie en nou het jy besluit jy gaan 'n groter vliegtuig kry en dan is daar nou 'n probleem met wanneer die vliegtuig aankom en ja. Dan is die trappies om by die vliegtuig te klim nie. Dit is net ongelooflik. Andries, dan die politiek in Suid-Afrika bly altyd interessant en Liam Jacobs is 'n man wat ek nog als dopgehou het veral toe hy met die netbalraad gepraat het want hy was nie op sy bek geval toe nie. Nou is hy oor na die PA toe. Ja, dis interessant want dit is nou jeugdag, jy weet, dis nou almal praat nou oor weet jong mense van wat is dit tussen 18 en 35. Ons jeug eindig ons by 35. Wow. En hy was 'n parlementslid vir die DA. Liam Jacobs, 24 jaar oud. Ja, en mens moet dit sê want en mense kan dit beskou as polities onkorrek of wat ook al, maar die ding is jy weet, hoeveel wit Afrikaanse mense het jy in die parlement gekry van 24 jaar oud? Want hy gebruik ras nou want Liam Jacobs het nou gesê maar dit gaan oor hy het nou gedraai basies. Hy was Guyton McKenzie en sy departement se grootste kritikus in die parlementêre komitee oor sport. En onder andere het hy die McKenzie gekritiseer want hy stel PA-lede aan in allerlei rade en goed. Dis maar kaderontplooiing eintlik. Ja. So hy was die voorste kritikus van die departement en van McKenzie self. Toe was dit nou blykbaar dat McKenzie het vir hom gesê maar het jy al gesien dat daar's nie 'n minister of 'n adjunkminister van die DA nie in die regering van nasionale eenheid wat brein is nie. En dit het nou vir hom, hy het nie 'n antwoord daarop gehad nie en dit het vir hom laat besef dat hy eintlik moet hy aanskuif. En nou voel hy vry want hy's nou in 'n breinparty. Ja, so dis raspolitiek. Jy weet dit is die en dit is jammer, jy weet dis 'n 24-jarige persoon wat die geleentheid gekry het. Hy's gementor en al sulke tipe van goed en soos ek sê, hoeveel mense word op 24 gestuur parlement toe? So lid van die parlement met 'n oor R1 miljoen salaris per jaar, gratis vliegkaartjies, nog 'n huisie in die Kaap. Jy weet, hoeveel mense kry daai geleentheid? En ja, ek dink soos Floyd Shivambu gaan sy ster verskiet een of ander tyd want die probleem is dat jy weet as jy val vir so hy het nou geval vir die ding van maar daar's nie het hy gaan kyk hoe lyk die Wes-Kaapse regering van die DA. Dit is daar breinmense in daai. So weet dis as jy die hele tyd die prentjie van ras gaan trek, hy was waarskynlik dan in die verkeerde party. As hy ras behep is, dan was hy in die verkeerde party van die begin af. Ja, en dis net jammer want dit sit so 'n bietjie wispelturigheid agter sy bestendigheid. Ja, die ding is nou mense verstaan nou sy vertonings op TikTok byvoorbeeld. Jy weet dis hy gaan nog 'n paar harde lesse leer daarby Guyton McKenzie se party. Ja. Dan praat van 'n vertoning. Wat is sirkus? 'n munisipale amptenaar is aangestel in 'n topposisie al is sy besig om ondersoek te word vir korrupsie. Ja, maar sy voldoen aan al die ander vereistes vir die pos. O, is dit? Ja. Goed. Sy moet net in Augustus vinnig in die hof gaan verskyn op aanklagte van Ja, want sy is nog uit op borgtog. Korrek. Nou, haar naam is Morufa Moloto. Sy is nou aangewys as die finansiële hoof, die mense wat met geld werk. Finansiële hoof van die toerismeraad in Noordwes se parke en toerismeraad. Sy was 'n munisipale amptenaar gewees. Sy was destyds geskort gewees en toe sy bedank. Hulle het 'n tender ondersoek van R185.000 vir ek dink is 8 skootrekenaars. En kort nadat die bedrag betaal is R150.000 na haar toe oorbetaal van die 185.000. Dit was in 2018. Sy sy is strafregtelik aangekla in Julie 2024, dis nou verlede jaar. En sy en die man wat die geld na haar toe oorbetaal het, die 150.000, hulle is op R15.000 borgtog vrygelaat. So terwyl sy uit is op borgtog,
Op hierdie klagte word sy aangestel as die finansiële hoof van Noordwes Parke en Toerisme. Dis vergaande. Ek het amper niks anders om te sê as dit is vergaande nie. Dit maak my baie warm onder die Maar jy kraag. sien, dis waar jy die mooi broodjies bak oor die stryd teen korrupsie en al daai tipe van nou sy is nog nie skuldig bevind nie. Niemand sê sy is skuldig nie. Maar hoe stel jy iemand aan in 'n pos wat vir jou sê maar, jy weet, ek moet net weer gou in Augustus in die hof verskyn in Ja. verband met kriminele klagte van die valke dat ek in my vorige pos by Geld gesteel het. by wangedrag betrokke Ja. by korrupsie betrokke was. Sjoe, Andries, kom ons sluit af met die polisiekonstabel wat 'n verskil wil maak. Ja, dit is en hierdie, jy weet, ons praat altyd oor die polisie en daar's altyd vrot appels en daar gaan altyd vrot appels wees. Nou weet jy vir Kobus van Wyk, hy's 'n konstabel verbonde aan Welkom se hondeeenheid. En dis iemand wat hy was in 'n aanval gewees. Hulle is beroof en seer gekry en al daai tipe van goed. En toe het hy besluit maar hy gaan 'n verskil maak. En dit is waar sy paai met die polisie gekruis het. En hy's opgelei en sy droom was vir die hondeeenheid en een van die honde het ongelukkig gesterf weens mediese komplikasies. Maar ja, hy's nog steeds is hy betrokke by allerlei goed wat by die polisie aanbetref. En jy kan sien dit is die ding waar iemand nie dis nie 'n werk nie. Dis vir 'n roeping. Ja. En dit is deel van die groot probleem wat ons het is daar's mense wat ons in poste het, jy weet, people have a job. Dis nie, jy weet, as dit net vir jou 'n job is van jy weet jou per uur betaling of jou salaris, jy wag net vir die salaris in jou rekening, dan gaan jy nooit regtig jy weet jou volle gewig daarin gooi nie. En hier kan jy sien dis nou 'n polisieman wat elke sent werd is wat ons aan hom kan betaal. Dit was my so mooi aan die einde van die berig waar hulle vra wat doen jy graag nog? Onder stoppertjies het hy gesê ek is 'n lewenslange leerling Ja. van die lewe. Hy wil net aanhou leer. Hy's ook nou weer besig om 'n duikkursus te doen sodat hy kan help met forensiese ondersoeke in damme om identiteitsdokumente of wat ook al op te spoor, teenstropings te doen. En hy gaan net van krag tot krag. Wat 'n wonderlike mens wat 'n mens sit inspireer. hom in die parlement. Ja. Dis hy. Andries, baie dankie vir die saamgesels. Geniet die Altyd jeug daar by jou huis ook vandag. Daar's baie jeug, ja. Mag die jeug jou goed doen vandag. Dit is Andries Cornelissen bly ingeskakel net en nog gaan ons voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.